My hart breek as ek dink dat selfs nou in 2018 breinmense wie die regmatige eienaars is van bykans die hele Wes- en Noord-Kaap en 'n groot gedeelte van Oos-Kaap, want dit was eers die Kaapkolonie gewees, dat hulle nie eers hierso as eerste nasie gerespekteer word nie. Ons is die bewoners, ons is die eerste nasie. Ek sê nie so nie, die Verenigde Nasies sê so in 'n verslag wat uitgekom het in 2007. Ons is die afstammelinge van die Khoi. En die Griekwa is die afstammeling van die Khoi. En die Namakwalanders is die afstammelinge van die Khoi. En Hollanders natuurlik. Dit is ons grondgebied. Engeland het van die Kaapkolonie 'n Suid-Afrika gemaak, saam met Oos-Kaap en saam met Natal en Vrystaat. Die boere het net Transvaal en die Oranje Vrystaat besit. Die Kaapkolonie was ons grondgebied, die hele Kaapkolonie. Maar in 1910 kom Engeland en hy besluit 'n koloniale moedlik. Hy besluit, hy gaan nou Transvaal, Natal, Kaapkolonie en Transvaal 'n unie maak. Unie van Suid-Afrika. As meneer Marie boodskap met dit vir die breinmense, wat sal meneer nou vir hulle sê? Eis jou onafhanklikheid. Eis Wes-Noord-Kaap en 'n gedeelte van Oos-Kaap wat nooit aan die Xhosa of aan die Zulu of aan die Afrikaner behoort het nie. Ons was uitgesluit deur wetgewing waarin ons geen seggenskap gehad het nie. Die Engeland het nie die breinmense gekonsulteer toe hy 'n unie in 1910 stig nie. Die unie van Suid-Afrika. Nou ja, as die Sowjetunie kon opbreek in Oekraïne, in Joegoslawië en Afghanistan, as die Sowjetunie kon opbreek en die Russe moes teruggeskryf word, so 'n groot magtige moontlik. Hoekom kan Suid-Afrika nie weer opgebreek word nie? Goeiemiddag aan die volk. Soos u voor my bors sien, as die Government Gazette, die staatskoerant, waar die regering in 1998 die kleringpersone Reserve Trust, Colored Reserves, en die wisselstation wat die remainder van die klering trust is, verklaar het as state property. En ons het vanmôre, ons het 'n afspraak gehad met die Deeds Register wat ons om my gestuur het. Ons het gekom na die Deeds Title kantoor toe. Ons het hom toe nie geontmoet nie. En wat vir ons belangrik is vanoggend, is dat die reis na die Deeds Title kantoor toe, as om uit te vind of die Colored Persons Communal Land Trust sit land title deed in government se naam geregistreer is. En het baie duidelik geword dat ons het kon vuur maak op 'n plek waar daar nooit vuur brand nie. En het baie duidelik dat hulle wil nie vir ons die inligting gee nie, maar het bevestig ook die deedstitel bedrog wat deur die politieke partye gepleeg is. Deedstitel bedrog wat deur die huidige regering gepleeg is. En volgens hierdie dokument as dit ook 'n grondwetlike oortreding en menseregte skending en volksmoord, want die grondwet was al heeltyd daai tyd al in plek. En volgens die grondwet bevel Concord Judgment op die Nkuyama Trust en communal lands as communal lands as eiendomsreg, property right. En die administratiewe persone wil ons die toegang gee om vir ons te wys die grond en trust en die government bevrede dit volgens die dokument die title deed as government se naam geregistreer. En dit is die grootste leen en bedrog deur die kleringpersone, die Hottentotte wat seeling verklaar was om ons heeltemal te bevreemd van ons grond. So, dit is onze posisie om die parlement te engage en daarna internasionaal te gaan om ons saak daar te veg, want korrupsie en bedrog teen politieke partye en die government baie groot. Dank u.
Die uitvoerende raad van die Kleerling Persone-Bewaringsland Trust reik hiermee ernstige waarskuwing aan die ANC-geleide regering van nasionale eenheid. Die Kleerling persone wie die ware oorspronklike nasie van die Kaapkolonie of Suid-Afrika is, sal binnekort 'n massiewe vryheidsmars doen te Kaapstad. Die opmars handel oor die landtitelakte bedrog, diefstal, korrupsie, bedrog, rasisme, verdrukking, onwettige transformasieprojekte, onredelike diskriminasie, grove menseregte skendings, 'n kulturele volksmoord, vervalsing van uitgifte, uitwissing van die Kleerling nasie. Die ANC-geleide regering van nasionale eenheid is behoorlik ingelig in sake die situasie. Alle oortreders in hierdie gruisame saak teen die Kleerling nasie sal op die hoogste vlak mee afgereken word. Die datum van die opmars sal binnekort bekend gemaak word.